Vandag gesels ons oor 'n toestand wat baie mense sommer afmaak, as 'n klein irritasie. Maar soos ons gaan sien, is die naam oppervlakkig dalk die gevaarlikste deel daarvan. Hoekom? Want die werklike probleem, wel, dit lê baie, baie dieper. Jy het dit dalk al self gevoel of by iemand gesien. Daai seer, rooi, harde streep of knop langs 'n aar, gewoonlik iewers op die been. En wat dink ons almal? Ag, dis bietjie seer, dis lastig, maar dit sal seker weggaan. Maar sê nou daardie aanname is heeltemal verkeerd. En dis presies die kern van ons gesprek vandag. Ons gaan daai mite uitmekaar trek, die idee dat dit 'n eenvoudige, plaaslike probleempie is. Want die werklikheid is dat dit 'n ernstige rooi vlag kan wees. 'n Waarskuwing vir iets veel gevaarliker wat diep binne in jou liggaam kan skuil. Goed, so om regtig te verstaan hoekom dit so 'n groot waarskuwing kan wees, moet ons eers vinnig kyk na wat presies hierdie ding is. Die mediese naam klink ingewikkeld. Oppervlakkige venese trombophlebitis of sommer net OVT. Maar dit is eintlik eenvoudig. Dit beteken 'n bloedklont het in een van jou are gevorm wat naby die vel se oppervlak lê. En daai klont veroorsaak dan 'n inflammatoriese reaksie wat lei tot daai tipiese pyn, rooiheid en die gevoel van 'n harde koord onder jou vel. En moenie 'n fout maak nie, dis glad nie so skerp soos jy dalk dink nie. Net in die FSA word daar jaarliks oor die 125.000 gevalle aangemeld. En die kenners is dit eens, die werklike syfer is waarskynlik baie hoër, want so baie mense gaan nooit dokter toe daarvoor nie. Vir jare en jare het die mediese wêreld gedink OVT is 'n goeie aardige ding wat van self weggaan. Maar nuwe navorsing het daai hele idee heeltemal op sy kop gekeer. Kom ons kyk gou na die data. En dis hier waar dinge regtig interessant raak. Groot studies wat data saamgevoeg het iets heeltemal onverwags gewys. 'n Skokkend hoë aantal mense met OVT het terselfdertyd ander baie ernstiger probleme gehad. Kyk gou hierna. Studies het gewys dat tot 44% van mense met oënskynlik eenvoudige OVT ook 'n diep venese trombose of DVT het. Dis 'n bloedklont diep in die been se are en dit kan lewensgevaarlik wees, byna die helfte. Dis nogal iets om oor te dink. En dit stop net daar hè, dit word erger. Tot 1/3 van OVT-pasiënte is gevind met 'n asymptomatiese pulmonale embolisme. Wat beteken dit? Dit beteken 'n bloedklont het reeds na hulle longe toe gereis sonder dat hulle enige simptome gehad het. Hulle het nie eers geweet iets is fout nie. So, hier's die groot gevaar, die eintlike probleem. Die hoofbekommernis is dat daai klonkie in die oppervlakkige aar kan groei en kan uitbrei tot in die diep are. En sodra dit daar is, kan stukkies afbreek, deur jou bloedstroom reis en in jou longe vassit. En dit, my vriende, is 'n pulmonale embolisme. Reg, so wat veroorsaak hierdie hele ding? Hoekom gebeur dit? Wel, die mediese wetenskap het 'n raamwerk wat dit nogal goed verduidelik. Dit word virtuose triade genoem. Dink daaraan as die resep vir 'n perfekte storm vir bloedklonte. Jy het 3 hoofbestanddele nodig. Nommer 1, 'n besering aan die binnewand van die aar, soos van 'n dripnaald. Nommer 2, trae bloedvloei, soos jy in spatare kry. En nommer 3, jou bloed self is meer geneig om te klont. Dis 'n sogenaamde hiperstalbare toestand. En daai 3 bestanddele word aangevuur deur 'n klomp risikofaktore wat vir baie van ons bekend sal klink. Spatare is 'n reuse een, maar ook dinge soos swangerskap of hormoonterapie, oorgewig, as jy onlangs 'n operasie gehad het of lank moes lê, en selfs onderliggende siektes soos outoimmuuntoestande of kanker. En ek wil dit net weer beklemtoon, van al daai risikofaktore is spatare die heel algemeenste een wat gekoppel word aan OVT. Dis 'n baie belangrike koneksie om te maak. OK, so as die risiko's so ernstig is, het die manier hoe ons dit diagnostiseer en behandel natuurlik ook drasties moes verander. Kom ons kyk hoe dinge deesdae werk. Deesdae is 'n vinnige kyk en voel deur die dokter net nie meer goed genoeg nie. Hoekom nie? Want jy kan nie net op die oog af sê hoe ver daai klont regtig strek nie. Daarom is 'n duplex ultraklank nou die goue standaard. Dit laat die dokters toe om presies te sien hoe groot die klont is en, die belangrikste van alles, om te kyk of dit alreeds die diep are bereik het. En hierdie is nogal 'n goeie manier om te sien hoe ver ons gekom het. In die ou dae was die plan basies, sit 'n warm lap op en wag. Toe, in die middel van die 20ste eeu, was dit aggressiewe chirurgie waar are afgebind en uitgetrek is.
En nou, vandag, het ons 'n baie meer gesofistikeerde benadering, mediese bestuur met bloedverdunners. So, die plan deesdae is eintlik tweeledig. Eerstens, wil ons die simptome bestuur, die pyn en die inflammasie. Dis waar dinge soos anti-inflammatoriese middels inkom. Maar, en hier's die belangrikste deel, die hoofdoel is om daai ernstige komplikasies te voorkom, en dis waar die antikoagulante, die bloedverdunners, inkom. Hulle keer dat die klont groter word en na daai diepsisteem toe versprei. En dis nie sommer net 'n idee nie. Die amptelike riglyne ondersteun dit ten volle. Die American College of Chest Physicians sê duidelik, vir klonte wat 5 cm of langer is, moet 'n 45 dae kursus van 'n bloedverdunner oorweeg word. Die fokus het heeltemal verskuif na voorkoming. So, as jy een ding moet onthou van alles waaroor ons vandag gepraat het, laat dit wees. OVT is nie net 'n velddiep probleempie nie. 'n Behoorlike diagnose met 'n ultraglank en die regte mediese behandeling is absoluut deurslaggewend om daai potensieel lewensgevaarlike komplikasies soos DVT en pulmonale embolisme te voorkom. En dit los ons met 'n laaste, nogal belangrike vraag. As ons nou weet hoe ernstig die risiko's is, as ons weet jullie toestand kan 'n direkte voorloper wees vir diep sistemiese probleme, is dit dan nie tyd dat ons ophou om dit oppervlakkig te noem nie? Gee daai woord ons dalk 'n gevaarlike, vals gevoel van sekuriteit. Dis definitief iets om oor na te dink.